Nou ja, ons gaan saam lees in Johannes hoofstuk 4, in die evangelie van Johannes, 'n kosbare gesprek wat die Here Jesus gehad het met hierdie vrou, 'n leersame gesprek, wat uit die aard van die saak nie net tot disippelskap gelei het nie, maar ook tot 'n getuie. Sy het 'n getuie geword van die wonderlike werke van God. En dit is kosbaar. Sy het getuig. Nou ja, kom ons lees saam tot daar by vers 26 net vir nou. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar: "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom: "Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink?" Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord: "As jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê toe vir hom: "Meneer, jy het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het en selfs saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie." Maar Jesus antwoord haar: "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Die vrou het vir hom gesê: "Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry nie en hier hoef te kom water haal nie." Hy sê toe vir haar: "Gaan roep jou man en kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord: "Ek het nie 'n man nie." En Jesus sê vir haar: "Dis reg wat jy nou net gesê het. Jy het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." Die vrou het vir hom gesê: "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem." En Jesus sê toe vir haar: "Glo my, mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in die waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid." Die vrou het vir hom gesê: "Ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak." Toe sê Jesus vir haar: "Dit is ek wat met jou praat." Nou ja, net tot daar uit die woord van die Here. Nou ja, wat daarna gebeur het, is dat die disippels het teruggekom nadat hulle gaan kos koop het, en hulle het vir die Here Jesus kos aangebied, en die Here Jesus het vir hulle gesê: "Man, ek het kos waarvan julle nie weet nie, wat ek eet." Maar intussen het hierdie vrou teruggegaan dorp toe, teruggegaan na waar sy gebly het,
En sy het daar gaan verkondig, ek het hierdie persoon ontmoet, kan hy nie miskien die Christus wees nie, want hy het vir my alles vertel van my, en natuurlik wat ek doen. Is hy nie dalk miskien die Christus nie? En uit die aard van die saak het al die vrouens en wie ook al nog wou, afgekom en na die put toe gekom. En die Here Jesus het vir hulle gesê, man, die oeslande is gereed om geoes te word. Die oeslande lê wit, is gereed om geoes te word. Nou ja, uit die aard van die saak, dit wat ons nou hier gelees het, kom neer op hierdie vrou by die put, Jesus by die put, die water wat aangebied word, sy wat wil water tap, en die Here het dit op my hart gedruk om vanoggend te praat oor die water in jou kan. Nie die water in jou kan nie, maar die water in jou kan. Hoe lyk die water wat in jou kan is? Of in jou emmertjie is? Hierdie vrou by die put van Sigar, 'n Samaritaanse vrou, kom uit die dorp uit in die midde van die dag, heel moontlik die warmste tyd van die dag, in die middel van die dag, kom sy om water te kom skep. Nou uit die aard van die saak, dit gee vir jou 'n bietjie konteks, want dit is irrasioneel om in die middel van die dag water te kom skep. Gewoonlik het die vrouens aan die einde van die dag, laatmiddag, het hulle gekom om vars water te kom skep. Maar hierdie vrou was in alle sin van die woord verlore gewees. In Engels sommer 'n loser gewees. Sy het verloor in die wêreld, in die lewe. Alles was teen haar gewees. Sy was verdwaald, verward en natuurlik onvervuld. Sy was 'n vrou uit die aard van die saak en ons weet in daai konteks en in daai tye was hulle nie in hoë aansien gewees nie. En dan uit die aard van die saak was sy 'n Samaritaanse vrou gewees. En uit die aard van die saak lees ons dit dat die Jode en die Samaritane het nie om dieselfde vuur gesit nie. Hulle het nie oor die weg gekom nie, hulle het nie gemeng nie, dit was nie geoorloof vir hulle gewees om dit te doen nie. Sy was ook hopeloos in die huwelik. Here Jesus het vir haar gesê, gaan roep jou man. Maar ek het nie 'n man nie. Nee, jy praat die waarheid, jy het nou al 5 gehad en die ene wat jy nou het, is ook nie jou man nie. So dit gee 'n bietjie agtergrond van waarmee is hierdie vrou nou eintlik besig. Dis eintlik maar egbreek waarmee sy besig is. En in 'n baie sterker woord, hoerery, waarmee sy besig is. Sy mag nie, sy's 'n ontugtige vrou. Sy het nou al 5 mans gehad en die een wat sy nou het, dis nie haar man nie. Sy is nie met hom wettiglik getroud nie. Hulle bly nou maar net saam. Heel waarskynlik het sy juis daarom, omdat sy nie in hoë aansien was in die volk se oë, saam met wie sy gelewe het, sy was nie in groot aansien nie en daarom dat sy hulle vermy het en in die middel van die dag gekom het. Glad nie in aansien nie. Sy was die tipe mens, en ek sê dit versigtig, maar jy gaan nou weet waarvan ek praat, vir wie jy die wenkbroue so 'n bietjie lig. Wat doen sy hier? Ek wil nie myself assosieer met hierdie persoon nie. Sy lewe nie 'n tipe lewe waarmee ek myself wil vereenselwig nie. Dis daai tipe mens wat jy baie vinnig veroordeel. Kyk hoe lyk sy. Kyk wat doen sy. Ek wil nie met haar geassosieer word nie. Sy is die verstotene, die uitgeworpene, hulle wat op die grens is, die grensgevalle, weg van my. Ek wil nie vereenselwig met hierdie mens nie. So dis die vrou, dis die agtergrond van hierdie vrou. En ons sien Jesus is op pad terug na Galilea toe en uit die aard van die saak, op sy pad moet hy deur, ek dink nie dit is 'n sterk moed nie, maar hy het verkies om deur hierdie dorp te beweeg, want hy is ook God en hy weet ook daar is iemand met wie hy gaan ontmoet vandag. Maar hy kom by hierdie put en hy sit daar want hy is moeg. Dit sê iets omtrent Jesus se mensheid. Hy is moeg en is warm en hy het dors en ons kan agterhou hy het nog nie geëet nie. En die Here Jesus kom sit by daardie put. Moeg, maar met 'n plan.
En ons sien in die Here Jesus se gesprek met hierdie vrou, dis 'n baie unieke gesprek in elk geval, maar 'n waardevolle gesprek. Uniek, sy liefde, sy omgee en sy deernis met mense wat die ander nie eintlik iets mee te doen wil hê nie. Sy omgee vir die grensgevalle, vir die verstotenis, die uitgeworpenes, die sondaars. Die sondaars. Want sien, dit is hoekom die Here Jesus gekom het, is om te soek en te red die wat verlore is. Die sondaars. Vir die wat ongesteld is, vir die wat siek is. Dis wat hy gesê het, die gesondes het die geneesheer nie nodig nie, maar die siekes het, en hy het gekom vir die siekes. Hy het gekom vir die blindes, sodat hulle weer kan sien, en vir die krepeles, dat hulle weer kan loop. Vir die mens om die ewige lewe te hê. Dit is hoekom hy gekom het. Maar hy is dors en hy sit by daardie put, en hierdie vrou kom by die put aan. En jy sien daar in vers 10, die Here Jesus het met haar begin praat, en hy sê vir haar, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat met jou praat, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Nou ja, dit het nie vir haar sin gemaak nie. Dit het nie vir haar sin gemaak nie, want sy het nou nog nie die konteks nie. Sy sê toe, meneer, jy het nie eers 'n skepding nie. Sy is bekommerd oor die skepding. Jy het nie eers 'n skepding nie, en hierdie put is baie diep. Hoe gaan jy die water kry? Hoe gaan jy die water kry? Hierdie lewende water. Hoe gaan jy dit kry? Sy het nie daai konteks nie, sy verstaan nie. Maar die Here Jesus bied vir haar hierdie lewe, hierdie lewende water aan. En hy gebruik sy dors, menslikheid, sy mensheid, en hierdie vrou se omstandighede en haar dors wat sy gehad het, om 'n perfekte boodskap oor te dra. En wat 'n dors het sy gehad? Sy het 'n geestelike dors gehad. Sy het 'n geestelike dors gehad wat bevredig moes word, wat versadig moes word. En hierdie hele boodskap van Johannes 4, met hierdie vrou by die put by Sigar, beeld vir ons 'n kosbare waarheid uit, maar 'n baie dringende waarheid. En dit is dat elke mens het so 'n dors. Elke mens het hierdie verlange in hom om hierdie dors wat hy in hom het te versadig. En versadig te kry. En ongelukkig is dit so dat die mens probeer op verskillende maniere hierdie dors wat hy in hom het te bevredig en te versadig. Hy probeer baie dinge. Ons sien dit in die lewe. Somtyds gebruik hulle maar geld en sukses en ander verhoudings en plesier. Sommige selfs godsdiens om die dors wat hulle in hulle het te bevredig, te versadig. Maar daar is 'n dors wat net Jesus kan versadig. En die oomblik wat Jesus daardie dors versadig het, dan verstaan jy, wat is ewige vreugde, wat is ewige blydskap in hom. En baie keer dan probeer ons met verskillende emmertjies, en somtyds emmers, groot skepdinge en klein skepdingetjies, probeer ons na God toe kom, sodat dit versadig kan word. Somtyds probeer ons maniere vind om hierdie dors te les, maar ons kry dit nie in ons eie reg nie. Ons kry dit nie reg nie. Sinclair Lewis, hy skets in een van sy boeke, een van sy romans wat hy geskryf het, 'n sakeman wat saam met 'n jong meisie wegloop, en sy sê vir hom, op die oppervlakte lyk ons heeltemal verskillend. Op die oppervlakte lyk ons almal verskillend. Maar diep binne is in ons
het ons iets fundamenteel dieselfde. Ons is albei desperaat, ongelukkig oor iets en ons weet nie wat dit is nie. Dit is wat in die mens is. Hy het hierdie dors, hy het hierdie hinkering wat versadig moet word en hy probeer dit versadig deur al wat voorkom en hy kry dit nie reg nie. Daai dors bly binne in hom. Hy kry dit nie reg nie. Naamlose, onversadigde verlange. Hierdie frustrasie dat selfs die beste werk in die beste maatskappy met die mooiste kar en die mooiste man of die mooiste vrou en die mooiste kinders en die meeste kinders en die grootste ideale, niks daarvan kan hierdie ontevredenheid, hierdie frustrasie, hierdie dors hier binne in ons, kan dit versadig nie. Maar net een ding. En dit is die water wat Jesus gee. Dit is die water wat Jesus gee. Daar's 'n rede hoekom die Here Jesus haar gekonfronteer het oor goed, gaan roep jou man. Nee, ek het nie 'n man nie, sy praat die waarheid. Sy het nie 'n man nie. En die Here Jesus konfronteer haar, sien jy's nie eers tevrede in die huwelike wat jy gehad het nie. Daar is nie 'n tevredenheid in jou nie, daar is 'n dors in jou, daar is 'n geestelike dors in jou wat bevredig moet word. En geliefdes, die Here Jesus wys vir haar in hierdie gedeelte dat hy is die bron van hierdie lewende water. In vers 13 en 14 sê hy, maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, verwysend na die put waar sy nou gaan skep. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Hy is die bron van hierdie water. Hy en hy alleen. Elkeen wat van hierdie water drink, hierdie tydelike water drink, sal weer dors kry. So dit wys vir ons, die dors wat hierdie vrou gehad het, was nie 'n fisiese dors nie. Dis hierdie geestelike dors hier binne. Wat jy nie kan verduidelik nie. Wat jy nie kan wegredeneer nie. Jy probeer dit vervulling kry in al wat godsdiens is en jy probeer al wat godsdienste is om dit te bevredig, maar jy kom nie reg nie, jy stap daar weg en dit is leeg en dit beteken niks en jy vind net hierdie ontevredenheid en hierdie verlange en dit word nie bevredig nie. Want ons het nog nie by die bron gekom nie. Nou klink dit nogal baie snaaks as ek sê, maar het jy nou al Jesus 'n kans gegee? As jy nie Jesus net 'n kans gee nie. Hy moet oorvat, hy moet jou lewe word. Maar hy wys vir hierdie vrou, hy is die bron. Hy is die bron. Dit help nie vir ons om na al wat 'n emmertjie is te gryp in hierdie lewe om vervulling te kry nie. Dit help nie. Jesus en hy alleen. Hy versadig. Hy is die bron. Soos ek genoem het, die emmers van sukses gaan nie werk nie. Die emmers van plesier gaan nie werk nie. Die emmers van goeie dienste en goeie werke gaan nie werk nie. My emmertjie gaan maar net weer leeg word. My kan gaan net weer leeg word. Want as Jesus hom nie vul nie, gaan dit leeg bly. Gaan ek onversadig bly. En daarom moet ek u vra vanoggend, geliefde, wat is daai emmertjie wat jy bring? Jy weet, daai emmertjie is eintlik maar stikkend, jong, hy bly lek.
Hy bly lek. Jy word net nie versadig nie. Jy word nie versadig nie. As jy jouself kry, dan sê jy, as ek maar net nog 'n beter werk kry, dan gaan ek gelukkig wees. As ek net nog 'n groter kar kry, dan gaan ek gelukkig wees. Dan sal ek versadig wees. As ek 'n beter salaris kry, dan gaan ek versadig wees. Miskien moet ons nog kinders kry, dan gaan ek versadig wees. Miskien moet ek weer begin sport doen, dan gaan ek versadig wees. Jy mag dalk 'n hartaanval kry, moet dit nie doen nie. Miskien moet ek meer sosiaal word. Miskien moet ek gaan vir 'n self-tan. Miskien moet ek bietjie botox kry of miskien moet ek net hierdie lyf weer bietjie in rad kry en net weer bietjie op 'n postuur kry wat minder lyk soos 'n 0, soos myne. Dan gaan ek versadig wees. Dan gaan ek beter voel. Dan gaan ek 'n gelukkiger lewe hê. Miskien moet ek na 'n ander land toe gaan. Miskien het jy gedink jy kom Nieu-Seeland toe, want dan gaan jy versadig wees. Hier is die rude awakening. Miskien is dit hier waar jy Jesus gaan vind. Dis hy, net hy, wat die bron is van ewigheid. Net hy die bron van versadiging. Niks anders, niemand anders nie. Soms, en ek wil praat in lyn van hierdie vrou, en jy kan nie regtig agterkom wat is al die oorsake van hoekom sy al 5 mans gehad het nie. Dis baie. Moenie dink om jou man of jou vrou in te ruil op 'n jonger een of 'n beter een gaan versadiging bring nie. As jy probleme het in jou huwelik, dan sort jy dit uit. Is dit waar? Moenie dink dat dit jou bevrediging sal bring. Dit jou dors gaan les nie, want dit gaan nie. Dit gaan net 'n bietjie erger raak. So wat is die emmer wat jy bied? Wat jy graag wil volmaak? En jy maak dit vol met die water wat jy daarin sit. Jou pogings, jou maniere. Nee, daar's net een bron en dis Jesus. 'n Tweede ding wat hy ook hier sê is, hy is nie net 'n bron nie. Hy is 'n voortdurende bron. Hy is 'n bron wat nie uitgeput kan word nie. Hy sê dit. Dit is 'n fontein met water wat opborrel. Hy gee nie net 'n slukkie 'n dag nie. Hy's nie 'n hoestropie nie. Of hy ou toniek nie. Ek kan onthou jare gelede was so 'n toniek in Suid-Afrika, weet almal wat nou nog op die eettrein is, dan weet jy drink so 'n toniekie net so 'n dag. Gooi net so 'n bietjie in. Dan jy nou woema vir die dag en hy brand die vetjies en hy doen al die mooi dingetjies. Dis baie lank terug, ek weet. Nee. Hy's nie net 'n pil 'n dag of 'n slukkie 'n dag nie, maar as jy die bron het en Jesus is in jou lewe, is hy 'n fontein wat nooit ophou vloei nie. Hy hou aan met vloei sonder ophou. En ek weet daar's mense wat al het hulle by Jesus uitgekom, maar bring hulle nog steeds hulle ou emmertjies saam. Jy verstaan dit nie. Jesus het nie jou emmers nodig nie. Hy het nie jou mooi probeer nodig nie. Hy is die fontein. Hy is die fontein. En hy alleen. En as hy in jou is daar 'n bron wat nie uitgeput kan word nie. Nou ek herinner jy, ek weet nie wanneer laas het jy die ou liedjie gesing nie, maar dit borrel in my, want ek is so bly. Hoekom is ek bly? Jesus het my lief. Jesus maak my vry. Hy red my van die dood. Onthou jy daai lied? Sondagskoollied. Dit borrel in my. Hoekom borrel dit in my? Hoekom kan ek nie my mond hou oor Jesus nie? Want dit borrel in my. Ek kan nie my mond toehou nie, want Jesus leef in my. Hy is 'n fontein van lewende water wat uitborrel en oorloop en hy kan nie ophou nie. Daar's nie stop nie.
En hy is die lewe, en hy is die vreugde, en hy gee jou die ewige lewe wat nooit ophou tot in alle ewigheid nie. En ons koppe kan dit nie begryp nie, want ons dink nie in die tyd van ewigheid nie. Ons dink in 24 uur en 7 dae 'n week. Dis hoe ons werk. Maar ewigheid, dit hou nie op nie. Hy is 'n onuitputtende bron. Nou die Here sê vir die volk Israel in Jeremia 'n interessante ding. Die volk het ongelukkig in 'n slagyster getrap. My volk het 2 sondes begaan. Hoor mooi. Hulle het my, die bron van lewende water, verlaat, en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap. Waterbakke wat gebars is en nie water hou nie. Dis wat God vir die volk gesê het. Nou geliefde, moet ek vir u vra vanoggend, het jy dieselfde gedoen? Jy God vergeet? En nou kom jy met daai stikkende waterbak van jou ou emmertjie. Maar hy is stikkend en hy lek soos 'n gieter, soos 'n sif. Hy hou nie water nie, hy hou nie stand nie. Want vanoggend is jy hier en die Here maak daai waterbak vol en vanaand kom jy terug en sê daar's niks oor nie. Dis leeg. Dis dol, daar's niks nie. Dis hol. En geliefdes, die realiteit is dat net soos die volk in Jesaja, in Rigters. As jy Rigters gaan lees, dan is dit presies die probleem. Hulle het hulle God vergeet. En hulle probeer kunsmatig goedjies aan die gang hou. Hulle probeer kunsmatig hulle geestelike lewe aan die gang hou, maar dis leeg. En daai dors bly net, word nie bevredig nie. Maar die Here Jesus, as jy in hom is en hy in jou, is hy 'n bron van lewende water wat nooit ophou vloei nie. Nooit ophou vloei nie. Voortdurende vreugde, voortdurende vrede, krag wat ons nodig het op die regte tyd. Dink jy nie dit het dalk tyd geword dat jy die emmers waarmee jy probeer skep, om daai dorsie binne jou, dis dit nie dalk tyd om dit neer te sit nie. Gaan sit dit daar by die voete van die Here Jesus. Dalk moet ons ophou om net Sondag die ou waterkannetjies vol te maak. Want sien ons trap in daai slaghuister. Ons kom net op 'n Sondag om jou waterkannetjies weer vol te maak. In baie ouer jare, baie jare terug, ek dink jy gaan verstaan as ek sê van konferensies. Onthou jy die dae van konferensies? Wat gebeur nou nog? Maar jy kry konferensie-Christene. Hulle leef vir die volgende konferensie. Dis al. Dis waar hy sy dors word gelees daar, hy word gesupercharge, hy's net aan die gang en hy kan nie wag vir die volgende konferensie nie. Maar as die Here Jesus in jou is hy 'n voortdurende bron van ewige water en lewende water wat aanhou bly borrel en daar's vreugde en genot in hom. Johannes 7 staan daar weer. Op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Nou waarna verwys dit? Waarna verwys dit? Want ons moet vra, maar ja, Ludwig, jy sê nou die hele tyd jong, iemand wat in Christus is en Christus is in hom, hy is hierdie bron van lewende water en dit hou aan vloei. Wat beteken dit? Johannes 7:39 gee die antwoord. Hiermee het hy na die Gees verwys. Want die mens wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. My geliefdes, ons leef 2000 jaar na die uitstorting van die Heilige Gees.
En as jy die gees van God in jou het, dan verstaan jy wat dit is om 'n bron van lewende water in jou te hê en dit hou aan borrel. Dit hou aan borrel. En as jy nie weet wat dit is nie, dan sê die Here Jesus vir jou, kom na my toe en kom drink. Kom versadig jou dors. Dis nie die moeite werd om deur hierdie lewe te gaan met hierdie onversadigde dors nie. Want jy gaan nie net jou doel in hierdie lewe mis nie, maar jy gaan die ewige lewe hierna mis. Kom na hom. Want Jesus se water wat hy gee, bring ewige lewe. Los die tydelike emmers, los die tydelike vreugde. Is dit lekker om daar in die kroeg, lekker daar in die buurtuin, lekker daar saam met die vriendinne, lekker ou piek ginnetjie, ag, dis so lekker. Dit is so lekker, maar dis tydelik. Is dit nie? Dis tydelik. Dis tydelik om op 'n mooi boot te klim en lekker te gaan visvang. Dis tydelik. Dis tydelik om 'n mooi groot kar te ry. Dit is tydelik. As jy jou oë toemaak in hierdie lewe en jy's op pad ewigheid toe, bly daai goed agter. Dit beteken niks. Dis 'n gejaag na wind, sê Salomo. As jy depressief is, nou moet liewerste nie Prediker gaan lees nie. Want hierdie lewe is 'n gejaag na wind. Hoor wat ek hier sê? Dis 'n gejaag na wind. Is dit goed om ideale te hê? Absoluut. As dit die wil van die Here is en hy gee vir jou hierdie temperament om te groei en te bly groei en beter te word en sterker te word, doen dit, maar weet dis tydelik. Verstaan dit? Dis tydelik. Tydelike goed gaan verby. Maar hy doen nie. God doen nie. Die water wat hy gee, bring ewigheid, ewige lewe, ewige vreugde, ewige geluk. En as ek dit kan verstaan, dan gaan ek besef, ek gaan eerder my tyd wil spandeer op iets wat vir my ewige vreugde gee. Hoor jy wat ek sê? Dis 'n beginsel van prioriteite opweeg, is dit nie? As jy dink aan jou geestelike lewe, die goed waarmee jy jouself die meeste besig hou, weeg dit op? Dis 'n baie ernstige vraag. Dis 'n moeilike vraag om te antwoord. Maar ons moet dink aan die prioriteite. Want as Jesus my bron is en hy gee vir my die ewige lewe en ek besef, alles wat ek doen in sy naam en vir sy koninkryk is ewig. En al hierdie ander goed waarmee ek myself besig hou is tydelik, dit gaan verbygaan. Nou sê ek tog nou nie, asseblief, hoor tog mooi. Ek sê nie, jy moet nou jouself daar op die berg in 'n klooster gaan toesluit, want dis nou wat ons moet doen nie. Hoegenaamd nie. Maar ek wil hê jy moet besef, ons moet ons prioriteite opweeg. Ons moet besef dat hierdie lewe is tydelik en hierdie goed gaan verbygaan. Hierdie goed gaan verbygaan. Dit is vir my altyd interessant as ek met jong werkendes veral praat, wat in 'n baie moeilike tydstip is van hulle lewe met jong kinders in die huis en die ambisie om te werk en 'n naam te bou vir jouself, dan sê ek, jy moet maar net altyd onthou, niemand gaan vir jou vra hoeveel oortyd het jy gewerk nie. Niemand gaan vir jou vra nie. Niemand gaan jou vra. Niemand gaan jou vra wat so mooi baas jy was nie. Maar waar is jou kinders? Waar is jou vrou? Waar is jou gesin, jou familie? Hoe lyk jou geestelike lewe? Daar is prioriteite. Dis die goed waaraan ons moet dink. Jesus se fontein is ewig. Hy bring ewige vervulling. Ewig. Ander is tydelik, tydelike genot, tydelike vreugde en dit gaan verby. So geliefde, maak nie saak hoeveel keer jy gaan kom met jou emmertjie. Wat ook al jy jou emmertjie wil noem. Wat ook al jy jou kan wil noem. Noem dit jou werk, noem dit jou kar, noem dit wat ook al. Moet jy weet dis tydelik. En jy werk hard om daai emmertjie vol te kry. Maar totdat jy by die Here Jesus uitkom en jy besef, wag 'n bietjie.
Ek was nog altyd by die verkeerde put besig met die verkeerde emmertjie. Jesus is die ware bron. Hy is die lewe. Hy gee vir jou lewe en dit in oorvloed. Dis wat die woord sê. En kind van die Here, al wat ek hier vra vanoggend is, ken jy dit? Ken jy dit? Miskien is jy nie 'n kind van die Here nie. Miskien is jy op 'n dwaalweg, soos Jesaja nog sê. Jy weet, Jesaja 53. Ons is almal op ons eie pad. Ons is soos 'n klomp verdwaalde skape. Ons loop ons eie pad. Ons probeer ons eie maniere uitdink, in ons eie pogings, in ons eie dingetjies, tydelike dingetjies om hierdie dors te bevredig. Miskien moet jy besef, los dit. Los dit. Kom na hom toe. Kom na Christus toe. Hy nooi jou, kom drink, kom les jou dors. Kom word bevredig in my. Die emmers waarmee ons dikwels probeer skep is gebreekte, stikkende emmers, kanne, tydelik, feilbaar, niks werd. So waar op hierdie les neerkom, Johannes 4, is hierdie vrou het 'n ewige geestelike dors gehad hier binne haar. En daar was net een wat daai dors kon les. En dit was Jesus. En weet jy wat? Sy het daai boodskap gevat. Sy het in hom geglo. Haar dors is geles. Sy het teruggehardloop dorp toe. En hoor hierdie woorde. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly. En hy 2 dae daar gebly. En baie meer het tot geloof gekom. Hierdie vrou se dors is geles. En toe word sy 'n fontein van borrelende water, sy kon nie haar mond hou nie. En sy het vir haar hele dorp vertel, hierdie man is nie net 'n profeet nie, hy is die Christus. Hy het my alles vertel van wat ek gedoen het. Ek glo in hom, hy is die Messias. En ander het tot geloof gekom, net omdat sy gepraat het. En dit, geliefdes, is 'n feit. Soos die ou mense daar gesê, 'n feit soos 'n koei. Dis 'n feit. Dis 'n feit. As jy Jesus ontmoet het, en hy is hier in jou, en jy is 'n borrelende fontein, gaan jy praat oor Jesus. Is dit? Jy gaan praat oor hom. Jy gaan nie kan stil bly nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik. Probeer jy tog 'n prop op 'n fontein sit. Ek praat nie van hierdie menslike goedjies wat ons bou nie. Nee. Ons praat van 'n natuurlike fontein. Wat daar uit die grond uitkom. Gaan probeer daai ding nou toestop. Wat gebeur? Hy pop net iewers anders weer op. Kom hy net weer hier op. Hy sal iewers uitkom. Jy kan nie dit stop nie. Jy kan nie. Daarom, kind van die Here, as jy in Jesus is en jy die Gees van God, laat die water vloei. Nie dit keer nie. Laat die water loop. Laat die Gees loop. Laat jy oorloop. Dis lewe. Want hy gee dit vir jou in oorvloed. En geliefde, as jy nie dit het nie, daar's 'n uitnodiging in Johannes 7. Kom na hom toe. En kom drink die water wat hy vir jou gee. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dankie vir die water wat U gee. U gee ewige water, die ewige lewe. En ons sal nooit weer dors kry tot in ewigheid nie. U is in ons 'n borrelende fontein, die Gees van God wat in ons woon, wat uitborrel en uitloop. En ons loop oor van die Here Jesus. Ons loop oor van God, ons loop oor van die Gees van God. Want vir my is Christus die lewe en die sterwe is wins, sê Paulus.
Ons sien dit in die lewe van Paulus en Petrus en Johannes. U het hulle lewe oorheers, hulle gedagtes, alles van hulle, want hulle dors is in u geles. Here, vergewe ons waar ons dikwels met ons gebreekte reënbakke probeer water skep waarmee ons tog net weer dors kry. Help ons om te besef om dit eenkant toe te skuif, klaar te kry en in u ons dors te les. En Vader, as hier iemand was vanoggend wat nog nie daardie stap gemaak het om in u te glo nie, Here Jesus, om sy geloof of haar geloof in u te plaas nie, dan weet ek, u sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, dierbare Gees van God, om so 'n persoon ook tot insig te bring. Dankie daarvoor. Ons aanbid u. Amen.